Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel oor die stetoskoop. Nou 'n stetoskoop is 'n toestel wat in 1816 in Frankryk uitgevind is om na die interne klanke van die mens te luister, om te ontdek hoe gesond ons is. Nou na aanleiding van daardie gedagte lees ek vir ons Lukas 17 vers 20 en 21. Toe Jesus deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Nou hoe klink jy aan die binnekant? As jy die Here as stetoskoop gebruik, watse klanke sal jou hart vertel? Jesus het ons die Heilige Gees gegee as stetoskoop en hy oortuig ons van sonde en geregtigheid en oordeel volgens Johannes 16 vers 8. Jesus beskryf wat binne in die mens aangaan in Markus 7 vers 13 tot 23 en ek gaan daai gedeelte vir ons lees. Hy beskryf wat jou onrein maak. Hy sê, is julle ook sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein. Hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van buite uit die hart van die mens kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Die gesegde sê, wat die mond van vol is, loop die hart van oor. Jy hoef nie baie lank te wag voordat dit wat aan die binnekant is, uitkom nie. Wat ook al in die hart is, kom uit deur die woorde wat ons sê en die gedrag wat ons openbaar. Onthou wat ook al binne is, sal bepaal wat uitkom. Sommige mense probeer en dink hulle kan toneel speel deur die lewe en almal flous, maar die goddelike stetoskoop lieg nie. Dit bring alles aan die lig. Mense dra verskillende maskers om die feite bedek dat hulle ongered is. Sommige kom selfs by die plek waar hulle dink, as hulle lank genoeg op 'n sekere manier kan optree, sal hulle word wat hulle uitbeeld. Wanneer 'n mens in pas kom met die koning, kom sy koninkryksvisie ook vanself. Wat hoor jy deur die stetoskoop van die woord en die Heilige Gees as jy na jou eie hart luister? Hoor jy koninkryksliedere? Het jy 'n koninkryksvisie? Hierdie oortuiging moet van binne kom, want die koning woon in jou hart. Ek lees weer vir ons Lukas 17 vers 20 en 21. Toe Jesus deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Die mense van daardie dag het een of ander groot gebeurtenis verwag, waar God in die wêreld openbaar gemaak sou word. Maar Jesus het vir hulle gesê, dit is baie eenvoudiger as dit. Die koninkryk is binne hulle as jy glo. Dit is wat jy glo wat die verskil maak. As jy glo dat Jesus jou verlosser is, sal jou hele lewe diensooreenkomstig verander, want jou gedagtes sal jou lewe rig.
Romeine 10 vers 9 en 10 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Jou toekomsvisie sal nie meer aardsgerig wees nie, maar sal na Christus gerig wees, in dankbaarheid vir dit wat hy vir jou gedoen het. Sy koninkryk sal vir jou 'n werklikheid word terwyl jy steeds hier op aarde leef en eendag ten volle in sy koninkryk. Ons bid immers, laat u wil geskied, laat u koninkryk kom. Wat is die gebed van jou hart? Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.